Dit is maandag die 23ste Junie en as jy 'n blou maandag ervaar, dan kan ons weer terug verlang na die naweekse sport met Andrew Poelman in vandag se kletskompas. Hallo en welkom, ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Annemarie de Tooy oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. 'n paar van die inskrywings in 'n Republikeinse kiekie-kompetisie daar en Annemarie de Tooy saam met my in die ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie met my en met jou, Irene. Dit gaan goed. So op die voorblad van vandag se Republikein, NSFAF kon glo net 1% van studente se skuld herwin. So dit is dan nou, jy weet, mense moet eintlik nou al vir jare lank vir NSFAF terugbetaal. Maar die geloof het half, ek onthou toe ek student was, het die geloof onder studente betaal dat jy moet eintlik, maar jy vir regtig, jy weet. En NSFAF het toe nou vasgetrap en gesê hulle gaan studenteskuld begin weer inwin en hulle het gesê hulle gaan studente in groepe dagvaar vir daai uitstaande geld. So dit is uit meer as 120,000 lenings wat NSFAF toegestaan het, is net 1,400 wat aktief terugbetaal word. Sure. En dis vir my nog 'n hartseer storie, want jy weet hierdie land is gebou op opvoeding, op onderwys, op die reg tot jy weet tot daai onderrig. Ja, en dan half besluit ons nou maar okay, nee, weet jy wat, ek gaan nie vir NSFAF terugbetaal nie. Dis veronderstel om 'n omgaande fonds te wees waar jy sit terug in en dan gee hulle dan weer kan hulle weer vir uit. Ja. En ek het 'n paar jaar gelede met Kennedy Kandume van NSFAF spesifiek hieroor gesels en hy het toe gesê maar daar is lenings vanaf die fonds in die 60er jare begin het wat nie terugbetaal is nie. Ja, kyk, dit raak dis soos jy sê, dit is hartseer want dis op daai punt van okay, NSFAF het jou uitgehelp. Dis nie ons het nie die reg daartoe nie. Dit was 'n ek wil amper sê 'n guns wat hulle jou gedoen het en jy ontneem half nou daai selfde geleentheid van 'n ander student wat ook wil presteer en wat ook daai reg tot opvoeding het, maar nie noodwendig die reg tot die lening nie. En ek dink, okay, die 1% is great op hierdie stadium, maar daar's nog so 'n lang pad om te gaan voordat hulle kom waar hulle wil wees. En ons het vanoggend bietjie daaroor gesels en dit moet half 'n wake-up call wees vir studente om te besef, maar jy is besig om geleenthede by ander studente te steel wat daai selfde reg tot opvoeding het as jy. Ek moet ook hier my deel hierin verklaar. Ek is een van daai wat nie 'n lening by NSFAF kon kry nie, want NSFAF moes vastrap in 2019 toe ek begin swat het. So glad ek kwaad van NSFAF nie, ek verstaan dit. Ek moet dit ook net op die rekord sit. Maar ja, 'n hartseer ding, veral omdat ek begryp wat dit is om die studente te wees wat agtergelaat word. Ja. En dan goeie nuus op ons voorblad. Salvador Mouers is die eerste Namibier wat 'n plate of 'n opnamekontrak gekry het van ATKV Crescendo. So hy het bietjie daaroor gesels en hy sê dis vir hom half 'n maak of breek oomblik in sy loopbaan as musikant. Hy is 'n NAMA benoemde musikant. Hy's nou al vir jare lank aktief sedert 2010. En hy was toe nou een van die eerste mense wat ingeneem is in die ATKV Crescendo mentorskapprogram. Dit is, as jy nou nog nie weet nie, dit was 'n sangkompetisie wat toe nou omskep is in 'n mentorskapprogram. En die Namibiese kletsrymer Aiksa het toe nou half daardie voortou geneem en gehelp om plaaslike talente uit te ken en om hierdie werkswinkels vir ontleikende Namibiese musikante op die been te bring. En dan ook op ons voorblad, die Desert Jewels, Dipmarine Desert Jewels het die UAE bekerhuis te gebring. Ja, kyk, dit is vir my 'n baie belangrike storie. Ek weet nie, ek het 'n verskriklike passie vir sport. Jy wat my nou van die skerms af ken, weet dit ook, maar veral vir Namibiese netbal. Want kyk,
Namibiese sport voel ek kan soveel meer groei as wat dit op hierdie stadium doen. Ek dink die groei word bietjie gestent op hierdie stadium en dis deur 'n klomp verskillende faktore. Selfs in die skole netbalspanne voel ek nie altyd kry die liefde wat hulle nodig het nie en ek hoop nou half hierdie gee vir hulle daai hupstoot om te sê, maar kyk, hierdie Namibiese span het dit gedoen, ons kan ook. Want ja, dit voel net en netbal is maar een van daai sportsoorte wat bietjie op sy staan vir rugby, bietjie op sy staan vir cricket. So dis fantasties dat hulle dit kon gaan doen en die beker huis toe bring en net weer bietjie daai hoop vir Namibiese sport terugbring. Ja, natuurlik ongelooflik belangrik, soos wat jy sê, vir befondsing ook. As jy kan sê ek het gewen of ek is in staat om te wen, natuurlik meer befondsing wat jou kant toe kom en dit help jou dan weer om nog beter te vaar. Annemarie de Tooy, baie dankie dat jy by ons was. Dit was 'n Republikeinse voorblad, maar jy gaan die koerant moet kry om al die ander nuusstories te lees. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Irongomed is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irongomed is committed to making a difference. What about you? Andrew Poelman, soos elke maandag nou hier by my. Andrew, gaan dit? Ja, alles reg. Jy het 'n besige naweek op die sportfront gehad. Ja, ek was maar net eintlik by die rugbywedstryd betrokke en so, maar ja, afgesien van dit, ja, heel wat aan die gang gewees, vir mense wat by sport betrokke is. So ons oomblik van die naweek kan ons sommer miskien met die deur in die huis val en natuurlik, soos jy genoem het ook die Namibiese netbalspan, die Debmarine Desert Jewels wat op toer was en in Dubai in 'n 6-nasie reeks meegeding het en ja, gewen het soos ons al verwag het en so. So ons oomblik van die naweek, die Namibiese netbalspan in Dubai. Okay. Ons kollega Bran Munangu was ook gister by die lughawe, so ons kan miskien ook wys, ja, hulle het 'n baie goeie ontvangs op die lughawe ook gehad. So natuurlik met die trofee teruggekom daar, onoorwonde geëindig in die toernooi, baie goed gevaar, so baie geluk aan Anna Kaspar, die kaptein, wat nou daar sopas verby gestap het op die skerm, en natuurlik dan ook die twee afrigters, Jolien Meyer, die hoofafrigter, en Dorette Barnard en die res van hulle afrigterspan. So baie goeie uitslae wat hulle daar behaal het. Ja, so die Namibiese span wat dan eintlik die hoogste op die wêreldranglys was voor die toernooi reeds van die 6 spanne wat daar meegeding het. So Namibia is dan 18 op die wêreldranglys.
die Verenigde Arabiese Emirate, hulle is 23ste, Kenia was 25ste, Singapore 26ste en dan Ierland 28ste op die wêreldranglys en die VSA 30ste. So almal so naby aan mekaar op die wêreldranglys en Namibia wat dan nou onoorwonde deur daai toernooi geseil het. Hulle het net een wedstryd dan gelyk op gespeel. Ons sê daarso dan al hulle tellings het ons ook daarso kan ons gou wys. Hierdie is dan nou in die finaal wat hulle die naweek gespeel het en dan natuurlik daar afgereken het met Singapore. Daarso is dan al hulle tellings, so hulle dan gewen teen die VSA 66-30. Hulle het gewen teen die tuisspan die Verenigde Arabiese Emirate 69-48. Hulle het gelyk opgespeel teen Singapore 49 punte elk. Hulle het vir Ierland geklop 57-38 en ook teen Kenia gewen 41-33 en toe natuurlik ook die finaal weer teen Singapore. Die span teenoor hulle tevore gelyk opgespeel het en toe oortuigend gewen. Okay, fantasties. En dan is daar ook die Etosha Lions wat glo baie goed gevaar het in die Club Rugby beker. Ja, so die Etosha Lions wat Saterdag ook in die finaal was van die Namibiese Rugby Unie se eerste liga. Hulle het gespeel teen Oranje Mond. So dit is vir al die spanne wat nie in die Premier Liga meeding en wat ook 'n span in die Reserve Liga inskryf vir die hele seisoen nie. So al die res van die klubs, Etosha Lions wat in hulle eerste helfte van die seisoen dan 8 uit 10 wedstryde gewen het in hulle noordelike groep en toe ook 'n uitspelwedstryd gewen het teen die Vipers van Windhoek om dan in die finaal te speel teen Oranje Mond wat die suidelike groep gewen het. Is bietjie minder spanne in die suide, Mariental byvoorbeeld wat nie hierdie jaar ingeskryf het nie, so dit is net Keetmanshoop. En dan Ocean Swallows van Loederitz wat laas jaar die hele liga gewen het. Hulle het bietjie uit die bus uitgeval hierdie jaar. En toe was dit nou Saterdag dan nou die Etosha Lions wat daai wedstryd gewen het met 37-26. Hulle was Oranje Mond het eintlik goed begin. Hulle was in 'n stadium 19-3 voor en het gelyk of hulle die wedstryd gaan wegvat van die noorde se span af, maar hulle het 'n bietjie uitgesak en Etosha Lions wat toe teruggekom het en daai wedstryd gewen het. So die trofee so 2 jaar terug ook gewen deur die Etosha Lions en dan terug op Tsumeb by daai Tsumeb se span is een van die tradisioneel sterker spanne in daai liga. Okay. En dan die Welwitschas het ook bietjie rugby gespeel hierdie naweek. Ja, die hoofwedstryd daai was dan die voorwedstryd van die eerste liga. So natuurlik die Namibiese oefengroep wat aan die voorberei is en dan teen die Pumas gespeel het ter voorbereiding van hulle toer Uganda toe. So daarso sien ons die 2 Namibiërs wat vir die Pumas speel wat daar gehanteer het. Tiaan de Klerk wat daar vir JC Nel die senter oorgestuur het vir sy eerste van 2-3 in die wedstryd. Die Pumas, baie goeie span. Hulle het natuurlik die SA beker reeks gewen so 'n maand of 2 gelede en al hulle wedstryde in daai kompetisie gewen, so hulle is nogal 'n moeilike spannetjie. So hulle het Namibia dan ook eintlik met tye goed gevaar in die wedstryd. Hulle het so ook 3-3 gedruk in die wedstryd. Wat dan gedruk is deur Cliven Loubser, die eerste een wat ons nou daar gesien het en ook 'n mooi goeie konstruktiewe 3 wat hulle gedruk het van 'n lynstaan af deur Danko Burger. En dan was daar ook later die onderskep 3. Dink ons gaan dit nou sien hierso. So Godwin Silvanus vorige naweek aangesluit by die span. Daai mannetjie hardloop. Hy speel sy Club Rugby daar in Roemenië. So laas naweek op Walvis Bay teen Uganda het hy nie so heeltemal baie gelukkige wedstryd gehad nie, maar dan nou Saterdag was hy opgestuur van die reservebank af en toe nou daai onderskep 3 gaan druk. Die Pumas wat dan gewen het 59-19. Is min of meer seker wat ons verwag het, maar ek dink is 'n goeie toets vir die Namibiese span. Hulle groot toets is dan natuurlik komende Saterdag
Italië wat hier so is vir 'n rugby toets, nie Vrydagmiddag althans 3 uur wat daai afskoptyd gaan wees hier in die Aga Geingob stadion. So goeie voorbereiding van teen 'n goeie kwaliteitsspan wat ons dan nou die naweek gekry het. Die Namibiese span wat natuurlik hulle groot doel is natuurlik om te kwalifiseer vir 2027 se wêreldbeker in Australië. En om dit reg te kry, moet hulle dan Julie maand die Afrika beker gaan wen in Uganda. So ja, hulle moet ons spelers van oorsee se klas wat ook nou aansluit. So hulle het al laasweek en so begine aankom, party van hulle kom ook nog in hierdie week. En so in die tyd wat ons oor het, wil ons daai span dan nou so goed as moontlik voorberei. Ja, en dan wil ek by jou hoor, jy's 'n man wat rugby ken. As jy nou 'n voorspelling moet maak vir Namibië teen Italië hierdie naweek, wat sou jy sê verwag ons daar? Ja, so ek dink Italië is 'n bietjie in rugby terme of soos ek het maar like om te sê, miskien in boksterme, en hulle is bietjie 'n hoër gewigsklas as ons. Hulle is 10de op die wêreldranglys. Namibië is op die oomblik 25ste. Ek dink ons is 'n bietjie beter as daai so spanne wat bo ons op die ranglys is, soos Hong Kong, China, wat ek dink hulle hoort nie bo ons op die wêreldranglys nie. Dis maar net ons het lanklaas eintlik gespeel, dalk seker, en ons het maar so 'n bietjie teruggesak. Ja, ons sal weer bietjie hoër klim na ons normale plek toe, glo ek. By laas jaar se of 2023 se wêreldbeker het ons ook teen Italië gespeel, en Italië daai wedstryd gewen 52 punte teenoor 8. 'n Wedstryd wat natuurlik daar by die wêreldbeker in Frankryk gespeel was op 'n baie warm dag. Ja, so hopelik met ons tuisondersteuning en met die doelwitte wat ons voorwerk, glo ek, ja, hoop ons om 'n bietjie 'n beter telling te sien. Italië is natuurlik ook op pad om teen die Springbokke te gaan speel wat nommer 1 in die wêreld is. So ek dink hulle vlak van voorbereiding sal ook baie goed wees. So ek dink nou maar weer 'n bietjie harder wedstryde gekies om teen te speel in die opbou na die Afrika beker toe as 'n span soos byvoorbeeld Zimbabwe wat teen spanne soos die Emirate en Suid-Korea en Zambië en ja, 'n bietjie meer liggewig spanne speel. So ek dink Zimbabwe sal baie selfvertroue hê wanneer hulle daar aankom by die toernooi in Uganda, terwyl ek dink Namibië sal ook, ja, miskien sal ons tellings wat ons nou gaan kry, gaan dit dalk so reflekteer nie, maar ek dink ons in die tyd wat ons oor het, sal ons baie gemotiveerd wees en reg wees om daai toernooi te gaan wen. En dan wil ek jou vir nog 'n rugby voorspelling vra. Dis nog redelik vroeg in die seisoen, of eintlik nou maar al in die middel van die seisoen. Maar natuurlik wêreldbeker, ons kyk nou noord na die wêreldbeker toe. Soos dink aan hoe ons in die vorige wêreldbeker gevaar het, en jy weet, soos wat jy sê, ons speel teen swaarder gewigte in hierdie stadium. Wat is jou voorspelling vir ons wêreldbeker seisoen? Ja, so dis dan nou eers 2027, so daar's nog maar baie water wat in die see moet loop. Die groepering is ook nog nie gedoen nie. Ek dink dit gebeur in Desember maand, wat hulle nou sal bepaal watter spanne is in watter groep. En ja, so maar ons kan maar altyd verwag, omdat Namibië redelik laag op die wêreldranglys is, tradisioneel sal ons maar 'n groot span in ons groep hê, soos in die laaste 2 of 3 wêreldbekers het ons die Springbokke en Nieu-Seeland en Frankryk in ons groepe gehad. So ja, maar daar's gewoonlik ons maar ander spanne ook wat ons maar gewoonlik meer ons versier opstel om miskien ja, mense praat baie daaroor dat nou maar nog geen wedstryd gewen het by die wêreldbeker en so, en ek dink ons het al 'n paar close calls gehad met 1 of 2 punte verloor teen Georgia byvoorbeeld. Ja, so ek dink dit glo dit se eendag sal dit kom. Ons sal dit sal deurtrek. Okay, ons manne in blou, ons soek om 2027 asseblief, nee, 'n eerste een vir ons. En dan daar's ook cricketnuus oor die Eagles. Yes, die Namibiese cricketspan natuurlik op die oomblik in Windhoek aan die speel teen Assam. Dis 'n staat daar van Indië met ek dink 31 miljoen inwoners.
So ek dink is ja, krippelspan wat ons teen speel nie, Namibia wat dan Sondag hulle eerste wedstryd of althans Saterdag daar by die nuwe stadion in Olympia teen daai span gespeel het. As somewhat ons het hulle eers ingestuur om eerste te gaan golf. Hulle is almal uitgebal vir 232. Ja, so Namibia wat toe daai telling verbygesteek het met 4 paltjies plat en so 3 van die Namibiese kolwers het 50-talle gekry het. So Jan Vryling het 51 gekry. WP Meiburg, 'n nuwe speler wat nou ingekom het as aanvangskolwer. Hy was op 88 van 135 balle af. En dan die speler van die wedstryd was Nicole Lofty-Eaton, 58 lopies van 40 balle afgeslaan. En ja, was nog so, ek dink bietjie meer as 3 bilbeerte oor toe Namibia dan nou daai telling verbygesteek het. Hulle is van vandag daai twee spanne weer aan die speel. Hierdie keer was dit die Indiese span wat die lood gewen het en van Namibia ingestuur het om eerste te golf. Laaste wat ek gesien het was Namibia so op 177 vir die verlies van 9 paltjies gewees. Maar JJ Smith was nog daar met so 60 lopies reeds. En dan ek dink saam met hom was dan Benji Kongo, Namibia se laaste kolwer. So ek weet nie of ons heeltemal so 'n goeie telling sal opsit nie, maar ons sal kyk of ons bowlers dit kan verdedig. So mense wat nie vandag by die werk hoef te wees nie, dalk lus is om later 'n draai te gaan maak by die cricket, kan dalk weer hierso dalk 'n opwindende draak na die einde toe. Okay, so gepraat van opwindend, net so al van my kant af, Adrianel wat die afgelope naweek algeheel in 5de plek geëindig het by die MSA F4 reeks. Dit was die eerste een, het moes nou, hy was voorheen op Kletskompas en het vertel, hulle sou die eerste een by Kyalami gehad het en toe kan hulle nie meer nie en toe het hulle nou by die Swartkops renbaan in Suid-Afrika die eerste een gehad en hy het toe nou algeheel 5de geëindig. En dan ook, ek dink die groot storie in racing in hierdie stadium is Kyalami natuurlik en ek dink baie mense misverstaan dit. So Kyalami het verlede week goedkeuring van die beheerliggaam vir motorsport gekry vir ontwerpe vir opknappings wat aan die baan gedoen moet word voordat hulle inspeksie kan ondergaan om hopelik op graad 1 vlak te wees, wat dan nou 'n vereiste is, indien hulle 'n Formule 1 Grand Prix wil aanbied. So dit gaan ten minste nog 2 of 3 jaar vat, op die minste, maar daar is daar 'n hoop vir mense wat graag 'n Formule 1 Grand Prix wil bywoon. Baie dankie dat jy by ons was, Andrew Poelman. Dit was Andrew Poelman met die nuutste sportgebeure. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Daarmee dan die einde van vandag se episode vir Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Tot môre toe, onthou, indien jy vir ons jou lieflike kiekies wil stuur vir Republikeinse kiekie kompetisie en 'n lekker prys van Enjoy Namibia wil losslaan, kan jy jou kiekie stuur na 0857856231. Kies dan die opsie vir lesersbydraes en dan lesersfoto's en stuur vir ons jou foto aan. Hier is ook die nommer waar jy vir ons jou Afrikaans 100 inskrywing kan stuur, waar jy vir ons 'n video stuur waar jy vir ons sê wat is jou gunsteling Afrikaanse woord en daarmee kan jy ook 'n lekker prys loslaan. Maar tot môre, is dit mooi bly.